Nou ja, goeiemiddag Janus, baie welkom hier by For Anglers Live en dis lekker om met jou te gesels en ek wil graag by jou weet, eerstens, wat is jou rol by SASSAC en uit watter faset uit opereer jy? Middag Werner, ja, dankie. Is lekker om hier te kan wees en met jou te kan gesels. Ek is die tweede vice by SASSAC op die stadium en hoop om nog baie jare daar te kan dien. Ek dink hulle doen 'n baie goeie werk op die stadium vir hengel. En dan is ek ook betrokke by SATSA, die diepsee hengel, waar ek dan dien op die komitee daar, ook op die aksiekomitee. Ja, en dit is waarby ek betrokke is. Uit die kompeterende oogpunt, wat is jou faset en wat is jou, kom ons sê nou maar jou achievements daar? Werner, ja, ek het al 'n paar keer my provinsiale klere, asook my nasionale klere. Ek het my SATSA klere en ek het al 4 keer my Protea klere in die swaargerig hengel, in diepsee hengel. Maar ek beoefen ook die ander fasette van ons diepsee hengel, soos die bodemvis, die tuna afdeling, die roofvis, ja, dis ook die afdelings wat ek ook doen. Okay, so jy is deur en deur 'n ou met goeie seebene en jy is altyd daar op die water, daar aan die agterkant van die breekers en daar waar die groot blou water is, dis waar jy gemaklik voel. Ja, dis die gedeelte waar ons gemaklik voel en lekker kan hengel, Werner, nie soos om heeldag op 'n stoeltjie te sit nie. Sê vir my, wat is jou grootste snavelvis wat jy nog gevang het? My grootste snavelvis wat ek gevang het is wat ek geweeg het is 'n 214 kg blou marlyn. Yes. Wat ek gevang het, ja. Ja, sien, dis great. Sê gou vir my, die SASSAC inisiatief, net in kort, hoe het jy is nou die derde jaar wat ek dink jy betrokke is daarbey en hoe ervaar jy hierdie inisiatief? Werner, ja, kom ek vir jou sê, ek dink dit is 'n baie great inisiatief wat van SASSAC se kant af gekom het en soos ek gesê het, is nou my derde jaar wat ek daarbey betrokke is. En elke jaar raak dit net beter en beter en dit bring die ouens so naby aan mekaar. Jy weet, ek is nog van Craig Fraser af se tyd is ek en hy nog steeds vriende. Ek dink hengel laat jou baie vriende maak en laat jou mense op plekke ken wat jy nooit sou by uitgekom het as jy nie gehengel het nie. So dis 'n fantastiese geleentheid hierdie en vir ons om al die fasette te kan leer ken en met die ander fasette te kan deel en hulle passie te kan deel en te kan sien hoe hulle dinge doen. En ja, op die einde van die dag leer dit weer vir jou ander tegnieke wat jy eintlik in jou eie faset ook kan toepas, Werner. Sê vir my, die drie fasette wat ons nou die afgelope naweek gehengel het, watter een van daai drie het jy nou die meeste geniet? En jy was nou nie een keer op 'n boot nie. Werner, ja, ek het al drie baie geniet. Elkeen het sy ietsie wat anderste is, maar ek dink die feeder gedeelte pas bietjie meer in by my. Ja, dit was vir my baie lekker geweest. Hoekom was dit vir jou die lekkerste? Wat maak dit dan? Jy voel of jy op 'n boot sit. Ek voel of ek op die boot is, Werner. Ek sit daar voor op die water, op hy feedertafel met jou visstok en al jou gerei en goed is by jou. Ja, is eintlik baie gemaklik, hengel en jy is eintlik op jou eie, jy weet. Ja, jy kan jou eie dinge deel, jou eie gedagtes gaan deur jou. Jy maak jou eie plannetjies. Daar's nie nog iemand wat met jou interfereer en vir jou sê die kant en daai kant toe nie. Ja, so dit is vir my is baie interessant en baie challenging. Watter een van die drie was vir jou die mees uitdagendste, the most challenging? Ja, die karphengel, sal ek sê, is die mees uitdagendste. Ons het nou wel net 'n 24 uur sessie gehad waar julle dit in 72 uur doen en kom ek vir jou sê, met die 4 visstokke wat jy moet hanteer, wat jy moet byt, visse wat hardloop, veral waar ons gevang het waar daar so baie vis is by die Nyl, is dit baie challenging. Jy moet redelik op standaard wees en fiks wees om dit te kan doen. En ek haal my hoed af hierdie ouens wat dit 72 uur doen, veral met die min slaap. Dis baie uitdagend. Ja, dit is net 'n ander faset.
Ek dink as daar dalk minder vis is dit 'n ander storie, maar op 'n plek waar daar so baie vis is wat jy moet op en af en besig wees die hele tyd, is dit asemrowend om te kan sien hoe die ouens operate. Ek hou Ja, nooit ja, van ja, ja, dit is. Sê vir my, wat het jy geleer van oeverhengel al oor al drie fasette wat jy nie geweet het nie? Wel Werner, kom ek vir jou sê wat ek geleer het uit dit is en ek dink al drie fasette het baie daarmee uit te doen is dat jy moet redelik akkuraat kan cast of op die kol kan gooi. Om jou voerbolle en goede bymekaar te kan hou sodat jy die visse kan kry daar waar jy hulle wil hê. Dieselfde afstand te gooi en dieselfde kol te kan gooi. En en ek dink dit is uitdagend vir iemand wat dit nie elke dag doen nie. As jy nie gewoond is om dit te doen nie. Ja, ek dink hy tel 'n visstok op en hy gooi sommer daar, maar dit is nie sommer net gooi daar nie. Dit is om op die regte plek te gooi, die regte afstand, elke keer op dieselfde plek. Dit wil gedoen word, hoor. Ek het As probeer, maar dit is nie altyd maklik. as jy nou die oeverhengel coach is vir een van die Protea spanne, watter skill sal jy op fokus? Wel, ek dink ek sal begin om 'n asblik drom vir hulle te sit en vir die ouens op verskillende afstande te probeer dat hulle gewig gee en daai drom moet gooi, hoor, dat hulle op dieselfde plekke kan gooi. Ek dink dit is uiters belangrik um in die tipe oeverhengel wat ons gedoen het die naweek is dat jy min of meer in dieselfde kol moet wees die hele tyd. Okay, maar baie dankie Janus. Ek waardeer dat jy met ons gesels het. Dankie dat jy gedeel het. En baie sterkte. Ons sien die volgende jaar sinne is nou meer in jou forte in. So, hoe moet ons voorberei? Watter skill moet ons so lank beoefen om daar van die diep water af die tunas en die bil wat ons gaan juis snavelvis vang, nee, ons gaan bulfish vang. Ja, Een van hulle. ons gaan snavelvis hengel. Ja, ons gaan probeer om die light tackle gedeelte of die ligte gery gedeelte en die swaar gery gedeelte in te werk as ook die roofvis gedeelte wanneer. Ja, dan so aan ons kant baie geduld. Wat jy aan jou kant moet hê. En jy moet kan vasbyt op jou tande. Daar's nie so baie vis soos wat ons by julle vang of wat voorreg was by die Nyl nie. Ek dink ander plekke kan ou dalk by julle ook maar 'n bietjie sukkel, maar ja, maar lynvang en seilvisvang is nie soos karvang nie. Ja. Jy moet baie geduld hê. Ja, so ja, sonbrand goed. Selfs soos by julle, sonbrand goed en geduld. Dit kan werk. Wel, dis reg. Dan sien ons julle volgende jaar daar by Sodwana. Baie dankie en weer eens dankie vir julle vir 'n baie wonderlike naweek. Okay, dankie Janus. Dankie. Dankie dat jy met ons gekuier het. Lekker aand.